Goeiemôre luisteraars. Ons praat verder met Dr. Rulie van der Spy oor sy praatjies wat hy noem lig uit die skrif. Goeiemôre Rulie. Môre Willem, môre luisteraars. Ja, lekker in hierdie oggend vroeg gerig om met julle te praat. Rulie, ons leef in 'n interessante deel van ons kerklike jaar. Is net na Paasfees en ons is op pad na die Pinkstertyd toe. En gewoonlik hou jy tred met die kerklike jaar. Is dit vandag ook so? Ja, ek hou tred met die kerklike jaar en daarom is my praatjie se naam se tema Tel die gerwe. Herbe, nou ja, jy gooi ons net soos gewoonlik 'n bietjie af van ons gewone denke af as jy nou praat van gerwe en ons dink aan 'n uitstorting van die Heilige Gees, jy weet. Ja, om nou die luisteraars, julle sal onthou dat ek eintlik 'n hele paar praatjies hier rondom Paasfees gehad het oor Paasfees en die verskillende feeste binne in Paasfees. Uh ja, en Jesus hulle het ook Paasfees gevier. En 50 dae later het hulle Pinkster gevier. Maar hoekom het Jesus hulle dit gevier? Jesus het gevier omdat hy 'n Jood was. En dis die Joodse feeste. Ehm maar die Jode het so 'n bietjie ander name en ook ek wil sê die hedendaagse godsdienstige Jode het ander name. Hulle praat van tel die omer. So ek weet nie of jy al hierdie woord gehoor het nie, counting of the omer. Tel die omer of tel die gerwe. Omer beteken gerf of gerwe. So tel die gerwe is my Afrikaanse weergawe van tel die omer. Ja, ons weet definitief dat Jesus baie streng 'n Jood was en baie duidelik vir ons wys dat hy die gebruike en van die Ou Testament gevolg het en eintlik vir ons dit uh, gewys het dat mens gehoorsaam moet daaraan bly, maar hy het ook 'n ander dieper beginsel van die hele godsdiens vir ons kom leef en aanwys. Nou as jy praat van tel die gerwe, waar begin ons dan? Dan begin ons begin ek wil eintlik sê op twee plekke. Ons begin by Paasfees, maar ons begin by die Ou Testamentiese Paasfees. Nou net iets oor Jesus wat jy nou 'n bietjie na verwys het is. Luisteraars, weet julle dit word vir my meer en meer duidelik. Jesus het eintlik niks nuuts kom doen nie. Luister mooi wat ek sê. Jesus het eintlik niks nuuts kom doen nie. Jesus het net die ou goed kom vernuwe. So in essensie, in prinsipe het hy niks nuuts op die tafel gebring nie. Maar hy het die ou goed nuut gemaak en ons gaan ook nou vanoggend sien hoe hy dan die fees, die 50-dagse fees wat dan die fees van die weke genoem word, vernuwe het, nuwe inhoud gegee het. So dit is waaroor dit gaan. So en as ek dan sê tel die gerwe, dan moet ons net gou 'n bietjie in die Bybel gaan lees en natuurlik in die Ou Testament gaan lees. Waar kom dit vandaan? Nou, kom ons blaai saam na Levitikus 23. Nou luisteraar, jy kan dalk onthou dat ek van tevore ook uit Levitikus 23 gelees het. Dit is daar waar ons die datum skryf van Paasfees. So die eerste gedeeltjie wat ek wil hê ons moet lees, gaan eintlik oor Paasfees, net dat ons dit kan weer herbevestig. Dan sien ons binne in Paasfees was daar drie feeste, né? Dis die Paasfees self, die fees van ongesuurde brode en die fees van die eerstelinge. Hierdie drie feeste was die 3 dae van die Paasnaweek. En onthou, Jesus het opgestaan as die eersteling van almal wat sou opstaan. So dit is die Paasfees. En daarna gaan ons verder lees in Levitikus 23 van wat moet dan gebeur na die Paasfees. En dis daardie getellery waarvan ek gepraat het. So Willem, sal jy vir ons dan asseblief Levitikus 23 lees, vers 5, 6, 7, 8 en 9, 10 en 11, lyk dit my. Ja, van 5 tot 11 asseblief. Dit gaan oor hierdie drie feeste van Paasfees, die drie ineengestrengelde feeste van die Paasnaweek. Levitikus 23 vanaf vers 5. In die eerste maand op die 14de van die maand teen laatmiddag is dit die Pasga van die Here. Op die 15de van hierdie dag van hierdie maand begin die fees van die ongesuurde brood vir die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet julle 'n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen gewone take verrig nie.
Die Here het vir Moses gesê: "Praat met die Israeliete en sê vir hulle: Wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van die julle graanoes na die priester toe bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied en dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied." Ja, goed. So ek wil net gou 'n samevatting gee. Vers 5 sê op die eerste maand, op die 14de dag van die maand, is dit die Pasga van die Here. So die 14de is die Pasga van die Here. Op die 15de dag van hierdie maand is dit die fees van die ongesuurde brode, soos dis die Saterdag van Paasnaweek. En dan van vers 9 af staan daar op die volgende dag is dit die fees van die eerste gerwe, die eerstelinge van die graanoes. Nou hierdie graan wat hulle daai tyd gegee het, wat eers ryp geword het, is die garsoes. Nou Willem, gars. Wat doen ons gewoonlik met gars? Eet ons dit? Wat maak ons daarmee? Wie eet dit? Waarvoor is dit by plantboere gars? Nee, is meer dierevoer as mense kos oor die algemeen wat ek van Ja. weet. Ja, dis reg, ja. Nou deesdae met al hierdie gesondheidskosse en dinge word daar gars ingegooi en dis lekker growwigheid in brood en so aan. Maar dis korrek. Dit was eintlik dierevoedsel gewees. Maar hulle moes dan hierdie eerste gerf uh wat eers dan ryp geword het aan die Here offer as 'n eersteling sodat die hele oes daarna geseën word. So, dis die drie feeste binne in die Paasnaweek. Paasfees, ongesuurde brood en eersteling van die garsoes. Maar dan net 'n paar versies later, vers 15. Levitikus 23 vers 15 staan daar. Van die dag na die Sabbat, dis nou daai middelste Sabbat. Van die dag na die Sabbat, vanaf die dag waarop jy 'n gerf as gewyde gawe gebring het, net dis daai gerf van die garsoes. Van daai dag wat jy die garsoes gerf gebring het, moet jy die dae begin aftel. En dis nou hierdie tel van die dae wat ek van praat, die gerwe tel. 7 volle weke moet dit wees. Jy moet 50 dae tel tot op die dag na die 7de Sabbat. So Willem, hoeveel is 7 volle weke? 49. 49, jou wiskunde, né? En dan staan daar, jy moet 50 dae tel tot op die dag na die 7de Sabbat. So, dis van Sabbat tot Sabbat en dan nog die Sabbat daarna word dan ook ingesluit. Dan is dit 50 dae. Bring dan 'n nuwe graanoffer. En hierdie keer is die nuwe graanoffer van die koringoes. Dit is die mense se kos. Van die koringoes vir die Here. Van die plekke waar jy woon, moet jy 2 brode as gewyde gawe saambring, wat van 2/10 van 'n eva gesifte meel berei moet word. Dit moet met suurdeeg gebak word as 'n eerste opbrengs van die oes van vir die Here. Ja, so interessant. By die Paasfees moes hulle ongesuurde brood offer. Ongesuurde brood eet, ongesuurde brood aan die Here aanbied as offer. En nou moet hulle 50 dae lank aftel van daardie dag wat hulle daai gerf gebring het. So dis nie letterlik tel die gerwe nie, dis eintlik tel die dae na die gerwe. Maar in kort sê die Jode sommer hulle tel die gerf, die gerwe. Nou ek het dan maar dieselfde tema gebruik, tel die gerwe. Maar dis letterlik eintlik tel die dae na die gerf van die garsoes wat jy aan die Here gebring het. Tel 7 weke plus nog 'n ekstra Sabbat, die 50ste dag. En dan op hierdie 50ste dag is daar weer 'n fees van eerstelinge. En hierdie fees van eerstelinge is dan om brood wat jy gebak het met hierdie koring van die koringoes om dit aan die Here te wy. So die brood is die koringoes se meel en dit word aan die Here gewy as 'n eersteling van hierdie oes sodat die Here dit sal seën en daarmee saam simbolies dan ook die hele oes sal seën. So dis die tweede fees van eerstelinge. Dis die tweede keer dat daar 'n eerste ding gedoen is wat eintlik die voorbeeld is en die begin is van almal en alles wat daarna gaan volg. So dit is die fees van die gerwe
soos die Jode dit dan noem. Of hulle noem dit dan, hulle tel die gerwe of in as die Hebreëse woord wat hulle maar gebruik in die Engels selfs ook, tel die omer, counting of the omer, omer. So tel die gerwe of tel die omer. Hulle met 50 dae tel, plus nog 'n Sabbat, dan 49 dae tel plus nog 'n Sabbat, dan is dit 50 dae. En op daardie 50ste dag moet hulle twee brode met suurdeeg bring as teken dat dit die eerste is van daardie oes. En dit is die gewone brood wat hulle dan eet. Dis nie ongesuurde brood soos van tevore nie. Goed. Die Jode noem hierdie fees van die 50ste dag, hulle noem dit letterlik die fees van die weke. Want die Here sê tel 7 weke. So dis die fees van die weke. Shavuot, Shavuot word dit genoem, né? Die fees van Shavuot. Dis die fees van die weke. Dis die fees van die 50ste dag. Nou, wat is die ooreenkomste met hierdie Joodse feeste in die Nuwe Testament? Willem, dink jy daar is ooreenkomste? Het Jesus nou hierdie Shavuot fees gevier? Het Jesus 50 dae na Paasfees iets gedoen? Wat is jou gedagte? Weet jy Roelie, jy moet dit weer van verduidelik, want die feit dat die feest, hierdie drie feeste oorvleuel het, maak 'n mens by die eerste lees daarvan baie deur mekaar. Maar die feit van die saak is, jy weet, 50 dae later was daar 'n tweede fees en ek is seker jy gaan dit nou vir ons verduidelik. Ja, ja. Nou die drie feeste waar jy na verwys nou is die Paasfees, die ongesuurde brode en die eerstelinge. Dit is eintlik alles in Paasnaweek. So daai drie Paasnaweekfeeste is eintlik een groot fees. Na hierdie een groot fees wat ons oor die algemeen sommer Paasfees noem, moes hulle 50 dae aftel. En dan kom die fees van die weke of die fees van die eerste vrugte, die is van die eerstelinge. So, dis Paasfees en dan tel hulle 50 dae af en dan kom daar die fees van die eerste vrugte van die koringmoes. So dit is wat gebeur het. Nou kom ons lees bietjie in die Nuwe Testament en sien of ons verwysings na sulke optrede kan kry. Willem, sal jy vir ons dan in Handelinge 1 kan lees asseblief? Die eerste 9 versies. Nou onthou luisteraar, hierdie is aan Theophilus geskryf. Dis Lukas wat die boek Handelinge geskryf het en die boek Lukas, nie vergeet van Lukas. En albei hierdie boeke is gerig aan Theophilus. Dis 'n vriend van hom, 'n kennis van hom. So daaroor sê hy, die eerste berig, die eerste boek Theophilus het ek daaroor geskryf en nou skryf hy wat die tweede boek is. So Willem, lees asseblief vir ons Handelinge 1 van vers 1 af. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Kom stop net 'n oomblik so. Lukas skryf in Theophilus en sê, in my eerste boek het ek geskryf oor Jesus se lewe en oor alles wat hy gedoen het en wat hy geleer het, onderrig gegee het, né? Totdat hy opgeneem is. Dit is tog waaroor die evangelie van Lukas gaan. En dan sê Lukas nou, en daarna het hy weer opgestaan uit die dood uit en hy het aan mense verskyn vir 'n tydperk van 40 dae lank. So dit is wat gebeur het tot op hierdie stadium. Dan vers 4 asseblief, Willem. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Ja, nou as ek nou soos vanoggend se praatjie voorberei het en al hierdie feite op die tafel het, dan weet ek hierdie uitstorting van die Heilige Gees, né? Julle sal met 'n paar dae lank wag
en dan gaan julle die Heilige Gees kry. Nou, dit het op die 50ste dag gebeur. Dis hoekom ons dit Pinkster noem. Die woord Pinkster, Pentakos, daai Pinkster gedeelte daar beteken eintlik 50 in Grieks. Dis kom van die woord 5 af en dan 50. Dis die fees van die 50ste dag. Dis soos ons net nou gesê het, dis presies wat die Ou Testament ook gesê het. Maar is net my snaaks. Jesus het 40 dae lank saam met hulle rond beweeg na sy opstanding. En toe sê hy vir hulle: Moenie uit Jerusalem pad gee nie, want binnekort gaan julle die Heilige Gees kry. En ek is oortuig daarvan dat Jesus geweet het dit gaan binne 10 dae gebeur. Ek weet nie hoekom het hy nie vir die disippels gesê hulle moet net 10 dae wag nie. Maar miskien wou hy hulle aktief hou, laat hulle met verwagting moet uitkyk na wat gaan gebeur. Ek wonder of hulle gewonder het en gedink het dit kan dalk op die fees van die 50ste dag plaasvind. Dis my interessant, né, Willem? Hoe voel jy oor hierdie gedagte? Roelie, ek is baie seker daarvan, jy weet dat die Here eintlik dit as 'n deel toets vir sy disippels gegee het. En vergelykend met die Ou Testament waar die Ou Testamentiese volk telkens gefaal het hulle nie gefaal nie. Hulle het bly wag. Ja, maar weet jy, ek dink hulle het 'n klein bietjie gefaal want hulle het nie bereken dat dit nog 10 dae moet wees nie. Hulle het nie getel. Hulle het nie die gerwe getel tot op die 50ste dag nie. Ek dink as hulle getel Ja. het, het hulle dalk geweet dit gaan op daai dag gebeur. Maar ja, Hmm. maar en luisteraar, en dit is die een ding oor die tel van die omer, die tel van die gerwe. Hoekom moes die Jode dit doen? En ek gaan net nou 'n bietjie meer daaroor praat. Maar hoekom moes hulle dit doen? Want op Paasfees het Jesus vir ons redding bewerkstellig. En die Israeliete is gered uit slawerny uit. Maar hulle was nog nie reg nie. Hulle was nog nie vry mense nie. Hulle het nog nie geweet hoe om op te tree nie. En hulle moes deur 'n pad van heiligmaking gaan vir 50 dae lank. En op die 50ste dag het die Here God vir hulle die wet daar op die berg Sinaï gegee om hulle te lei hoe om dan te lewe as gelowiges. En dis presies wat hier gebeur het. In die Nuwe Testament het Jesus gesterf op Paasfees. En 50 dae later het hy die Heilige Gees vir hulle gegee om hulle te lei hoe om te lewe dan as mense wie se Paaslam op Paasfees gesterf het. So baie interessant die parallelle hierso. Maar ek wil uit Handelinge 2 ook 'n stukkie lees. Handelinge 2. Nou ons het nou net gesien hè, Jesus het 40 dae lank op die aarde gelewe en hy het gesê julle moet nog 'n paar dae wag, 'n klompie dae wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Nou kom ons kyk nou wat het gebeur by die uitstorting van die Heilige Gees. Ek lees Handelinge 2 van vers 1 af, so die eerste 8 verse. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, maar toe die dag van die fees van die 50ste dag aanbreek, want Pinkster beteken letterlik 50ste dag. Toe die fees van die 50ste dag aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit hemel 'n geluid soos 'n kragtige stormwind opgeklink en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het mense saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra: "Kyk, is almal wat daar praat nie dan Galileërs nie? Hoe hoor ons? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het?" Nou, wat interessant is hier, die vergelyking met wat gebeur het by die Sinaïberg. Willem, luisteraars, julle onthou miskien, ek het so 'n paar maande gelede eendag gepraat van God wat praat, God wat gehoor word, 'n God wat met geluid praat, het ek gesê. Dit was my praatjie se opskrif gewees. Hoekom? Want wat het daar by die Berg Sinaï gebeur? Moses het 2 keer opgegaan, hè?
En hulle het agtergekom, God se teenwoordigheid is so geweldig. Daar's soveel stormwind en rukwinde en wolke. En wat het hulle nog gesien? Hulle het weerlig gesien, vuur gesien, vlamme gesien. En hulle was verskrik geweest oor God se teenwoordigheid. En wat sien die mense hier op Pinksterfees? Wat ervaar hulle? Hulle ervaar 'n rukwind, 'n stormwind en hulle ervaar weer vuur. En dan wil hulle ervaar God se teenwoordigheid. Ek wil sê parallel aan hoe die Jode God se teenwoordigheid ervaar het daar by Sinaiberg. Is dit nie treffend nie, Willem? Jy weet en Roelie, ek dink die feit dat hulle gewag het en dit was mos deel van die fees. Ek bedoel het letterlik die fees se dae gevier en waarskynlik by mekaar gewees en dit was deel van die fees en dit was nie so uitsonderlike wag vir iets nie, dit was deel van die fees. Ja. En dan hulle ken ook almal die geskiedenis van die gebeure rondom Sinai. En miskien as dit gebeur dan is dit vir hulle bietjie meer bekend en nie so skrikwekkend so vir die Ou Testamentiese volk nie. Ja, ja. Want die Ou Testamentiese volk het Paasfees gevier waar die lam geslag is en hulle lewens letterlik gered is. En toe het hulle geloop vir 50 dae by Sinai uitgekom. En God het hulle die wet gegee om te sê: "Nou dat julle gered is, dis hoe julle moet lewe. Ek gaan julle lei hoe julle moet lewe." Hier's die wet, hier's die regulasies neergeskryf. En dis presies wat hier gebeur het, né? Die disippels se paaslam is geslag. Die bloed het vir hulle nuwe lewe gegee en nou het God die Heilige Gees gestuur om hulle te lei oor hoe om te lewe. So die parallel is so fantasties na die Ou Testament wat hulle so goed geken het. Kom ek lees nou nog 'n ander interessante ding in Handelinge 2. Uh ek gaan lees van Handelinge 2 van vers 37 tot 41. Uh toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Nou dis nou rondom Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees en Petrus wat nou met die mense gepraat het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?" Petrus antwoord hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sonde gedoop word en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en almal wat daar ver is, almal wat die Here ons God na hom toe roep." Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor: "Laat julle uit hierdie korrupte geslag red." En luister nou wat sê vers 41. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Onthou jy iets van 3000 mense wat gebeur het by Sinai berg, Willem? Luister, onthou jy dalk iets van 3000 mense waarmee iets gebeur het by Sinai berg? Ja, as ek nou mooi verstaan, dan is daar 3000 weggeneem nou. Het Roelie hier's 3000 toegevoeg. Ja, luisteraars, onthou julle, toe Moses nou daai tweede keer daar teen die berg opgaan, 40 dae daar bly, toe raak hierdie ouens 'n bietjie moeilik hier onder op die grond. En hulle sê vir Aaron, luister, vat ons oorbelle, vat al die goud wat ons het, ons ring en goeder, en maak vir ons 'n kalf. En hulle aanbid hierdie goue kalf. Hulle keer terug na die godsdiens van Egipte voor Paasfees. En toe Moses afkom, hy word kwaad. God is kwaad. En God stuur vuur en dood 3000 mense op een slag op daardie dag omdat hulle nie die Here gedien en gevolg het nie. En hier stuur God vuur en hy maak mense nuut en hy voeg nou weer 3000 mense by die gemeenskap van die heiliges, die gemeenskap van die mense wat die Here dien. So, dis 'n baie interessante ommekeer, né, van wat dan gebeur het paar duisend jaar van tevore.
Ja, ons kan eintlik sien dat die Here nader na die volk toe gekom het, letterlik nader deur Christus, hier ook deur die Heilige Gees met hulle kom praat het en hulle aangewakker het om baie meer paraat te wees om beskikbaar te wees vir Ja, wat hy gaan doen. Ek maar weet nie dit hoe om dit mooi te sê nie, ja. maar hulle 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 is op 'n ander geestelike dimensie. Ja, die Bybel sê self vir ons wat die verandering is. Daar so staan, die wet is aan hulle gegee by Sinaï, maar hier is die wet op hulle harte geskryf. Ja. So, God het letterlik nader gekom, want die wet wat ek wil sê buitekant hulle was, het die wet nou binne in hulle gekom. Die wet van die gees van God se liefde is nou binne in hulle en hy het hulle gelei van binne af, nie net van buite af met die papier van die wet nie. So God het letterlik nader gekom in Jesus en in die gees en in hulle en in ons kom bly. So ja, baie mooi 'n vergelyking dan wat jy daar uitgewys het, Willem. Ja, kom ons begin klaarmaak hier. Kom ek som net gou so 'n bietjie vinnig op. Wat was die volgorde van gebeure na die eerste Paasfees in Egipte, né? Hulle was in Egipte, hulle moes die lammetjie slag, hulle moes die bloed aan die kusyne smeer. En wat het er gebeur? Hoe het hulle Paasfees gevier? Baie vinnig met ongesuurde brood, haastig. En het hulle haastig pad gegee die slawerny. 50 dae later kom hulle by Sinaï berg. En wat gebeur daar? Hulle is ongehoorsaam. En wat gebeur nog? God gee vir hulle die wet as riglyne om vir hulle te wys hoe om te lewe nou nadat hulle die verlossing by Paasfees ontvang het. En nou kom ons by die Nuwe Testament. En ons sien wat hier gebeur het, né? Wat is die gebeure 50 dae na Paasfees in die Nuwe Testament? Die mense was getrou geweest. Hulle het by Pinksterfees gekom. Hulle het God se geleiding gekry en 3000 mense is bygevoeg by die gemeenskap van heiliges. In die Ou Testament was die mense ontrou geweest. Hulle het nie God se leiding gevolg nie. Hulle het die afgode weer gaan dien en 3000 mense was doodgemaak geweest. So dit is die vergelyking, die opsomming van hierdie gebeure. Paasfees, 50 dae later word die wet gegee, 3000 mense word weggeneem en 3000 mense word bygevoeg. Ja, luisteraar, en hiermee wil ek afsluit en sê, kom tel die gerwe saam, saam met my, saam met ons, saam met hulle in die woord van die Here. Want die Here het vir die Jode gesê, tel van daai gerwe af, van Paasfees se gerf, tel 50 dae en dan bring julle die nuwe offer van eerstelinge, daardie brood wat van die koringoes gemaak is. En nou die koring is die kos van die mense. So God het gesê na 50 dae, nou dat julle geheilig het op 'n pad van 50 dae en julle die eerste offer bring, nou kan julle weer gewone brood eet. Julle kan na die gewone lewe aangaan. Julle begin nou weet hoe om te lewe as kinders van die Here. So Pinksterfees het ook gemaak dat daar groei was tydens Pinkster, groei na Pinkster. Die Heilige Gees het ons nou kom leer hoe om te lewe. Ons word gelei deur God en deur die Gees van die God. Die Ou Testament is hulle gelei deur die wet. Hier word ons dan nou gelei deur die Gees. Ja, so met antwoorde wat die Bybel my geleer het hierdie jaar rondom hierdie feeste van die Here is. Ek het altyd gedink Paasfees is die absoluut hoogtepunt. En dan gaan ons nou weer voort. Maar Paasfees is eintlik die fundament. Dis hoe ons gered word. Die Paaslam is geslag, sy bloed het gevloei, ons het lewe gekry. En nou moet ons vir 50 dae elke dag aftel en ons toewy aan die Here totdat ons groot genoeg is, ryp genoeg is, sodat God met sy gees binne in ons kan lewe en ons kan weet hoe om te lewe en hy lei ons van dan af elke dag hoe ons moet lewe. So hierdie 50 dae tellery, die tel van die gerwe,
Het vir my baie nuwe betekenis gekry. Ek het gehoor die Jode praat van tel die omer, maar ek het nooit eintlik regtig geweet wat beteken dit nie. En nou het ek geleer, dis om 50 dae af te tel van daardie gerf wat gegee is, gebring is op Paasfees tot by hierdie twee brode wat hulle gebring het met die fees van die eerstelinge van die weke van Pinkster. By Paasfees moes hulle ongesuurde brood eet, iets as 'n teken van hulle sonder sonde en 'n bietjie swaar kry. Hier 50 dae later moet hulle twee gewone brode met suurdeeg bak en vir die Here aanbied. Hoekom met suurdeeg? Want dis gewone brood. So van nou af kan hulle weer hulle gewone lewe aangaan onder leiding van God, van die Gees van God. Ja Willem, dit was vir my baie treffend toe ek hierdie dinge geleer het. Terwyl jy nou praat, Rolet, besef ek dat die simboliek, nee, die letterlike fees van 50 dae was 'n sekere tyd van die jaar. Ons leef nie noodwendig in daardie tyd wat ons letterlik hierdie dae vier as 'n sekere tyd van die jaar nie. En in besonder wou toe dink ek, miskien was dit vir die Jode dan die tyd wat hulle dan tot in die keer gekom het om toe besef ek ook dat die Here dwars deur die jaar, soos baie gelowiges vir ons wys in die Ou Testament, mense lei na hom toe, nie net hierdie tyd van die jaar nie. So ons moet weet dat hierdie tyd van die jaar in besonder eintlik vir ons gegee word om ons bewus te maak, maar dat dit nie noodwendig 50 dae in jou lewe nie, maar die tyd van dat die Here jou roep totdat hy sy gees vir jou gee, kan 'n ander hoeveelheid dae wees, tot die Ja. dag wat jy gereed is, want ons, soos jy nou net gesê het, hulle moes wag totdat hulle gereed is om die gees te ontvang. So, ons luisteraars, net soos ek en jy, moet nie wag vir 'n spesifieke tyd nie, alhoewel hierdie tyd van die jaar ons baie bewus maak van die gebeure in die Bybel. Ja, maar dit maak die hele ritme van Paasfees en 50 dae later Pinksterfees maak dit vir my soveel meer betekenisvol. Maak Ja, dit byna konkreet, jy weet, dit konkreet. Dit is letterlik 'n konkrete uitlewing van die gebeure in Ou Testament, Nuwe Testament en dan in ons lewens. ja. En dit is wonderlik dat ons in die kerkjaar, in ons kerke nog steeds hierdie jaar vir ons elke jaar so bevestig dat die tyd 'n ritme het, dat die jaar 'n ritme het, dat die Here ook met ons lewe 'n ritme het. Roelie, miskien 'n laaste woord van jou en dan 'n kontaknommer asseblief. Ja, dit is altyd interessant. Jy weet, die mense praat van die Ash Wednesday, nee, 40 dae voor Paasfees, dan begin mense baie keer met 'n vas. En ek het hierdie jaar van koffie gevas, as iets wat ek as toewyding aan die Here. Maar ek dink volgende jaar gaan ek na Paasfees dalk vir 50 dae ook van iets vas tot by Pinksterfees. Uh as navolging van die gebruik in die Bybel. So ek hoop luisteraar, jy wil dit dalk saam met my doen. Miskien moet ons volgende jaar daaroor praat en kyk hoeveel van ons is bereid dan om hierdie tyd 'n tyd van toewyding te maak van Paasfees tot Pinksterfees. Mag die Here jou help om saam met my die gerwe te tel, die dae van die gerf te tel, tot by Pinksterfees. As jy graag met my wil kommunikeer of miskien kan raad gee of miskien ander vrae het, is jy baie welkom om my te kontak op 074 419 8353. Baie dankie, baie seën. Mag jy die laaste paar dae se gerwe tel tot by Pinksterfees wat voor ons lê. Dankie Roelie, tot 'n volgende keer.